Hallo Sakkie, ek is Christo Meyer, ek is 'n gids en ek bring mense per afspraak na Salvamento Quarry toe. En wat ek nou graag wil net wys is die unieke eienskappe van die klippe, want dit is wat dit wêrelderfenis gemaak het. Is die unieke klipformasies. Nou hier is 'n baie interessante ding wat genoem word Ceotagoliet breccia. Dit klink verskriklik. Dit is basies 3 woorde. En dis geologiese woorde. Nou die 3 woorde ceo beteken lyk soos vals nie waar nie. Tagoliet beteken die glasagtige smelsel wat jy by vulkaniese aktiwiteit kry en breccia beteken opgebreekte stukke. So as jy dit nou in 'n sin sou sit, dan sê dit die swart goed wat tussen hierdie opgebreekte stukke is, lyk net soos die vulkaniese materiaal wat jy by 'n vulkaan se uitbarsting sal kry, maar dit is dit nie. Nou die vraag is nou wat is dit dan? Dis poeiergraniet van wrywing. So om dit nou mooi reg te kan verstaan, moet 'n mens besef dat hierdie materiaal, die graniet, is 3.1 en 3.2 biljoen jaar oud, was gemaak toe vulkane aktief was in die vorming van die aarde, en jy het 2 kleurskakerings, jy het 'n pink en jy het 'n grys. Die pink kleurskakering is wat die vrouens in Europa wou gehad het, en dis hoekom hulle dit gemyn het, vir die pink graniet. Hy het 'n spesifieke element in, hulle noem dit 'n potassium-velspare element in, wat hom pink kleur. Maar hierdie goed was net bo die mantel van die aarde gewees, om en by 25 km diep in die aarde, was die eerste en die tweede laag, 2 laag graniet. Nou kom die meteoriet, so groot soos Tafelberg, vermoedelik in die omgewing van 70 km per sekonde, penetreer die aarde, gaan in die basisrots inlaag en ontplof. En breek hierdie stukke op, en hierdie stukke wat gebreek is, maal teen mekaar op boontoe, en vandag is dit op die oppervlakte. En dis 'n unieke eienskap van die terrein, is die ontblote geologiese formasies. Mense kom wêreldwyd om hier te kom kyk na hierdie formasie, want dit is uniek. Dis die enigste plek waar dit so ontbloot is, dat jy dit kan sien.